Hierdie is 'n aanbieding van Lewende Waters en Patmos Bediening en ek is Monty Elof. Nou, ons is die afgelope tyd besig met 'n reeks oor vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Want jy sien, ek het ondervind dat daar 'n baie groot leemte en behoefte in die kerk bestaan vir leringe aangaande die Heilige Gees. En ek wil aangaan en dan vraag 22 nou beantwoord. Die ander kan u bestel op DVD en later dan ook op CD. Vraag 22 is, sommige mense sê dat die spreuke in vreemde tale net 'n gebrabbel is as gevolg van 'n emosionele reaksie. En nou vra hulle, is daar nie gevaar om met so iets deur mekaar te raak nie? Met ander woorde, is dit nie maar net sommer 'n gebrabbel wat opwel in jou binneste nie. Ek wil baie onomwonde sê, nee. Dis nie 'n emosionele gebrabbel nie. Dis 'n taal wat Jesus verheerlik. Nou ja, dit is waar dat sekere mense in selfs sekere kerke meer emosioneel is in hulle aanbidding as ander kerke. Vir sommige gelowiges is dit egte vreemd omdat dit so in skerp kontras staan met die stil manier waarop hulle aanbid. Die ander manier van aanbidding is vir hulle miskien dalk bietjie lawaaierig en dis vreemd want hulle is gewoond om in stilte kerk te hou en dan sien jy baie keer die bordjies ook buitekant wat sê stilte kerk. Want jy sien mense die gedagte dat alles in stilte gedoen moet word omdat dit uit eerbied uit is. Maar dit beteken nie nou dat lawaai verkeerd is nie. En dat stilte nou reg is nie. Dit beteken slegs dat daar verskillende maniere van aanbidding is. Sommige mag dink dat dit raserig en onstigtelik is, terwyl ander weer dink dat die stil manier van aanbidding dood en leweloos is. En nou word die twee teenoor mekaar afgespeel. Maar die kerkgeskiedenis bewys egter dat in al die groot herlewings wat daar deur die jare was, die doping met die Heilige Gees voorgekom het. Moenie laat iemand vir jou sê, mense het laas in die tyd van Paulus en Petrus en Johannes in tale gepraat nie. Dis nie waar nie. Ek het nie tyd om nou daaroor te praat en om wat in te gaan nie, maar jy is welkom om vir my te skakel of 'n e-pos te stuur en ek kan vir jou wys reg deur die geskiedenis dat mense in al die herlewings, groot herlewings en feitelik in elke eeu in tale gepraat het, want dit is opgeskryf in die geskiedenisboeke. Die Heilige Gees het voorgekom en was gekenmerk deur die teenwoordigheid van fisiese verskynsels. Kom ons noem 'n paar voorbeelde. Mense wat geweldig gebewe het. Die aand toe die Here my gedoop het met die Heilige Gees, het ek gebewe van my kop tot op my tone. En dit was nie van koue gewees nie, maar dit was die salwing van God wat op my gerus het. Ek het dit nie geweet nie. Daar is sommige mense wat huil. Andere roep weer hardop uit na God. Party gaan soms skynbaar in 'n koma in. Terwyl ander rondspring en dans, en ek het selfs gekry dat mense begin op en af hardloop, wanneer die krag van God oor hulle kom, want hulle weet nie regtig wat nou om daarmee te doen nie. Maar dit wil nie sê ook dat alle manifestasies nou die werk van die Heilige Gees is nie. Want daar is sekere goed wat manifesteer, wat mense toeskryf aan die Heilige Gees, wat werklik waar ek ondervind het, deur die onderskeiding van Gees, dat dit nie die Here is wat nou besig is om te werk nie. Maar ons moet ook onthou dat mense met verskillende temperamente reageer verskillend op die werking van die Heilige Gees. Somtyds is dit as gevolg van verkeerde lering of verkeerde verwagtings wat by hulle geskep is deur die persoon wat hulle moontlik die lering gegee het of dit wat hulle geondervind het in die gemeente of kerk waar hulle aanbid. Maar wat wel waar is, die doping met die Heilige Gees werk somtyds so kragdadig in 'n persoon dat die ontvanger daarvan heeltemal oorweldig word deur die krag van God. Weer wil ek net waarsku, gebeur nie met alle mense nie. Almal ontvang dit nie op dieselfde manier nie. Party mense mag God loof in 'n verskriklike harde stem. Party lig hulle hande op in aanbidding. Ander val selfs op hulle knieë neer voor die aangesig van die Here.
Hulle verneder hulle voor die Here, voel hulle. En party mag selfs neerslaan soos 'n dooie daar op die grond en in tale praat. Dit hang af, dit verskil hoe mense se temperament is. Nou toe die Heilige Gees op die dag van Pinkster op die disippels uitgestort is, het hulle in vreemde tale gespreek. Die woord sê vir ons so, Handelinge 2. En hulle het op so 'n manier opgetree, dat die mense gedink het hulle was dronk gewees. Petrus het ter verduideliking gesê, toe hierdie mense sê, maar hierdie is dronk mense, dat hierdie mense nie onder die invloed van drank is nie, maar dat hulle vol is van die Heilige Gees. Gaan lees Handelinge 2 vers 15. Hy sê, dis wat die profeet Joël gesê het. En dan gee hy vir hulle 'n verduideliking daarvan in. Ons lees ook in 1 Korintiërs 14 vers 10, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een van daardie tale is sonder klank nie. So vir die Jode wat Aramees gepraat het op die dag van Pinkster, het dit geklink asof die disippels besig is om sinneloos te brabbel, soos iemand wat dronk is. Want hulle was besig om God te verheerlik in tale. So vir die Joodse omstanders daar, wat die Arameese taal magtig was, het hierdie ouens dronk voorgekom. Maar die Jode van ander nasionaliteite, onthou daar was Jode van ander nasionaliteite gewees, wat ook gekom het vir die fees, hulle het egter gehoor, hoe dat sommige van hierdie disippels besig is, om God groot te maak in hulle eie taal. So daar was dus verstaanbare tale ook tussen daardie 120 sprekers. Onthou, hulle was 120 wat gevul was met die Heilige Gees. En hierdie mense het hulle in hulle eie taal gehoor. So sommige gelowiges dink dat emosie in godsdiens nie toepaslik is nie. Ander dink weer dat dit eerbied vir die Here is om in stilte te aanbid voor God. Ons mag geen emosie toon nie. En daar moet geen entoesiasme in ons godsdiens wees nie. Ons moet baie stil en stemmig wees en mag nie eens hard praat nie. Ek kan onthou as kind, ons mag op 'n Sondag nie eens geskreeu het of gehardloop het of gespeel het of hard gepraat het nie. Want jy sien, dit was die dag van die Here, was Sondag gewees. Alles moes mooi, stil en baie doodstil gegaan het. Mense glo dat jy kan hardop fluit en skreeu by 'n rugbywedstryd. Jy kan juig, jy kan opspring, jy kan vla, swaai en jy kan enige gebare maak by die sportgeleenthede. Maar wanneer dit by kerk kom, het hulle nog nooit daaraan gedink dat ons godsdiens die moeite werd is om opgewonde oor te raak. Mense, as ek dink waar ek was as sondaar, 'n verlore sondaar op pad hel toe, en Jesus kom en hy red my kosbare siel, en Jesus betaal die prys vir ons lewens met sy lewe, en hy gee sy bloed sodat ek gered kan word, dan is dit genoeg vir my om nou op te staan en te spring en te skreeu en te juig en net te sê dankie Jesus, dankie Vader dat ek gered is. Vir iemand wat laat ingeskakel is, wil ek nou net sê, ek is besig om die vraag te beantwoord. Is die spreuke in tale nie net 'n gebrabbel as gevolg van emosionele reaksies? En is daar nie dalk 'n gevaar om met so iets de mekaar te raak nie? Dan wil ek sê, die doping met die Heilige Gees is 'n wonderlike ondervinding. Een jong man wat gevul is met die Heilige Gees, hy was so aan die brand, en hy was so vol blydskap, dat toe hy die doping met die Heilige Gees ontvang het, sommige van sy konservatiewe vriende voorgestel het, dat hulle hom moet vat, en hom iewers gaan toesluit, sodat hy so 'n bietjie kan afkoel, en van sy opgewondenheid ontslae raak. En toe sê hy vir hulle, hy sê, dis okay met my, hy sê, ek sal liewerster opgesluit word met wat ek nou het, as om los rond te hardloop met wat ek gehad het. En is dit nie wonderlik nie, om te dink, wat het ek nou van die Here ontvang, wat het God vir my gegee? Nou vir baie is die doping in die Heilige Gees nie noodwendig een waarin hulle skreeu en raas en huil nie, maar tog diep hier binne in hulle is daar 'n emosie teenwoordig. Wanneer hulle in daardie wonderlike taal beginne bid. Ek het met mense gepraat wat bewe en spring en huil en skreeu en hand in die lug is,
en hulle gevra wat hulle ervaar, en dan sê hulle, dit was wonderlik geweest. Dan gesels ek met iemand wat skynbaar net doodstil gestaan het, en in tale gepraat het, saggies geprewel het, en dan sê hulle vir my, hier binnekant het iets gebeur. Maar weer eens wil ek net sê, dit hang af van die persoon se persoonlikheid, en of die lering wat hy of sy ontvang het, in verband met die doping met die Heilige Gees. Want as iemand vir jou sê, jy gaan huil en jy gaan spring en jy gaan dans en jy gaan rol en jy gaan dit en dat en die volgende ervaar en doen, is dit waarskynlik wat jy gaan kry. Ek is nie 'n persoon wat dit aanmoedig nie, want my submissie is net, as ek iemand so geleer het, wie gaan hom help by sy huis om te spring en te dans en te loof en goeders en om weer in tale te praat? Daarom, laat God jou vul volgens jou eie persoonlikheid. Sommige moderne vertalings en kommentare van die Nuwe Testament vertaal die spreuke in tale as 'n ekstatiese sprekery. Mense is in ekstase, hulle is in 'n verrukking van sinne wanneer hulle praat in tale, wat eintlik 'n verkeerde vertaling is. Ons sien in sy boek Speaking in Tongues, A Gift for the Body of Christ, gee Larry Christensen die volgende verduideliking. Dis wat hy daarvan sê. Hy sê, die term ekstatiese uitinge of ekstatiese spraak word nooit in die Bybel gebruik van 'n spreker van die spreuke in tale nie. Hy sê, hulle wat die spreker hoor praat in tale, word somtyds beskrywe as ekstaties of verwonderd. Nou vind ons in Handelinge 2 vers 7, hy sê, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar praat nie Galileese mense nie, of Galileërs nie. Nou, daardie woordjie, hulle was verbaas, is die woordjie in Grieks existemi. In Engels beteken dit to be beside oneself. Nou, ons vind dit ook in Handelinge 10 vers 45. Daar sê die woord, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas. Weer die woord existemi, dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. So wie was die mense wat ekstaties was? Wie was die mense wat verbaas en verwonderd was? Die aanhoorders, nie die spreker in tale nie, hy was besig met God. En hierdie mense was verbaas en verwonderd. So die hoorders was juist die mense wat in ekstase was by die aanhoor van die tale. Maar die spreker self word nooit nêrens in die Bybel op hierdie wyse beskryf nie, as ekstaties nie. Nou, hierdie misleidende term kom dikwels voor in kommentare en baie vertalings van die Nuwe Testament. Veral in die Engels word dit so gebruik. Maar daar is geen basis in die Bybel om dit so te verklaar nie. Dat hierdie mense in ekstase was toe hulle in tale gepraat het nie. Dit word maar aangeneem deur die kommentators en die persone wat die Bybel vertaal het, wat baie van hulle nog nooit werklike ondervinding van die doping met die Heilige Gees gehad het nie. En baie van hulle het nog nooit in tale gepraat nie. En dan vanuit hierdie posisie wil hulle dan die onderwerp beskrywe en omskrywe en vertel wat gebeur het. Maar dit is eintlik net die persoon wat dit regtig ontvang het wat vir jou kan sê wat gebeur het met hom. Daar's niks vreemds in vreemde tale wat dit ekstaties maak nie. Dit is net soos die Bybel dit verklaar. En wat sê die Bybel? Hy praat van spreuke in tale. Dit het dieselfde emosionele potensiaal as 'n gepredikte boodskap of 'n gebed in iemand se eie taal. Dit staan nêrens in die Bybel dat jy moet in ekstase gaan nie. Die term ekstatiese uitinge en ekstatiese spraak is heeltemal onvanpas wanneer daar gepraat word van die spreuke in tale. Ons moet die term gebruik soos die Bybel dit gebruik. En die Bybel praat van spreuke in tale, bid in tale of bid in die Gees. Bybel sê nie wanneer jy bid, skreeu en bid nie, raas en bid nie. Ja, as 'n mens daardie persoonlikheid het, en ek het daai tipe van persoonlikheid. Ek kan lekker hardop bid, ek kan lekker lawaai maak as ek wil. Maar daar is 'n tyd om so te bid en daar is 'n tyd om in beheer van jou gees te wees en so.
Nou die gedagte dat 'n mens ekstaties moet word, of in 'n floute moet gaan, of heeltemal beheer verloor van jouself, of omval om die Heilige Gees te ontvang, is nie die waarheid nie. As iemand dit vir jou sê, dan vertel hy jou leuen, want dit staan nie in die Bybel nie. Die Bybel sê hulle het gehoor hoe hulle in tale praat, en ander plekke sê, en hulle het begin spreek in tale. Hy sê nie hulle het begin skreeu in tale nie. Die mense gil op die top van hulle stemme as hulle in tale praat. Dit is nie nodig nie. Weer eens sê ek, dit hang af van die lering wat jy gekry het. Nou, alhoewel sommige mense oorvloed van emosie het, is dit nie waar dat almal wat die doping met die Heilige Gees ondervind, hulle oorgee aan hulle emosies nie. En snaakse dinge doen of sê nie. En dan kry ek baie keer dat mense vir my sê, maar ek glo nie daai persoon is gedoop in die Heilige Gees nie, want hy het nie geskreeu nie, of hy het nie gespring nie, of hy het nie sy hande geklap nie, of hy het nie snaakse goed gedoen nie. Staan nêrens in die Bybel het snaakse goed gedoen nie. Hulle het rondgehardloop en het hierdie of daai ding gedoen nie. Maar ek het wel al gesien hoe dat wanneer God se krag op mense kom, hulle nie regtig weet wat om te doen nie. My persoonlike ondervinding en observasie van die doping in die Heilige Gees die afgelope 46 jaar is, dat ja, sommige mense gaan huil, ander juig hardop, party bewe, ander val op die grond, maar dan is daar diegene wat net saggies staan en prewel, terwyl trane langs hulle wange afloop. Ek het 'n persoon gehad wat baie hoog op in die militêre mag was, in die weermag. En terwyl ek vir mense bid vir die doping in die Heilige Gees, toe staan hy daar. Staan op die plek rus, in rus. Baie hoë rang gehad. En ek bid vir die mense om hom, en God doop hulle met die Heilige Gees. Maar hy staan net daar op die plek rus, en skynbaar gebeur daar niks met hom nie. En hoe nader ek aan hom kom, hoe meer bekommerd raak ek, en praat ek met die Here en sê, Vader, as ek vir hierdie man nou gaan bid, hoe gaan ek 'n bietjie opgewondenheid in hom kry, want hierdie ou staan op die plek rus, in rus. En toe ek uiteindelik bid vir die vroukie langs hom, en God doop haar met die Heilige Gees en tale praat, toe's ek nat gesweet eintlik van bekommernis, oor wat gaan ek met hierdie militaris maak? Hoe gaan ek hom kry om te reageer? En toe ek uiteindelik na hom toe gaan, om vir hom die hande op te lê, toe staan hy, saggies in prewel en tale. Toe het ek nie eers vir hom gebid nie, ek het nie eers vir hom hande opgelê nie, maar hy staan op die plek rus, in rus, en met sy oë gesluit, en hy praat die pragtigste, wonderlikste taal. So, ons moenie mislei word daarin nie. Jy kan net jouself wees, wanneer jy in tale praat. God verwag nie van jou om nou te verander nie, en allerhande snaakse dinge te doen nie. Wees jouself, daar waar jy in die sitkamer is, selfs daar waar jy op jou bed lê, as jy op jou knieë gaan, op jou voete staan, enige plek. God kan jouself doop met die Heilige Gees agter die stuur van jou motor. Moet nou net nie die stuurwiel los en jou hand in die lug steek en jou oë toemaak en jy kan moeilikheid kry. Want jy sien, is jou gees wat met God besig is. Die vyand sal natuurlik sy bes doen om jou te oortuig dat jy nou heeltemal die klits kwyt is, en dat jy nou net besig is om te brabbel, en dat dit nie van die Here is nie. Nou gewoonlik kom hierdie vraag, wat ons beantwoord nou, van mense wat nie die ondervinding van die Heilige Gees gehad het nie. En nou wil hulle soveel as moontlik getuienis bymekaar maak, om hulle teenstand teen die spreuke in tale te motiveer. Maar kom ek vir jou sê, as jy egter eenmal in tale gepraat het, die doping met die Heilige Gees ontvang het, en self hierdie taal gesmaak en geproe het, dan verdwyn al daardie vrese en vooroordele uit jou lewe uit. Dan kan jy ook by Paulus aansluit wat sê, ek dank my God, dat ek meer in tale spreek, as julle almal. Gaan lees dit in 1 Korintiërs 14 vers 8. So, om die vraag dus te beantwoord volgens Paulus, in 1 Korintiërs 14 vers 10, hy sê, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. So, dis nie 'n sinnelose gebrabbel nie, maar 'n verheerliking van Jesus. En ek wil afsluit met Jesus se eie woorde, in Johannes 16 vers 13 en 14, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Vers 14, hy sal my verheerlik,
omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So wanneer 'n mens in daardie wonderlike taal bid, dan word Jesus verheerlik en word Jesus opgelig. En my aanbeveling is, begeer die doping met die Heilige Gees, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele wese. Moenie bevooroordeel wees nie. Moenie dit net afsny as gebrabbel, sinnelose gebrabbel van mense wat nie lekker in hulle koppe is nie. Kom ek vir jou sê, God doop dokters met die Heilige Gees, professors met die Heilige Gees, geleerde manne met die Heilige Gees, maar God doop ook die eenvoudige straatwerker met die Heilige Gees. Hang af hoe jy na hom toe kom. Kom ons bid saam. Baie dankie, dierbare Vader, dat U nog doop met die Heilige Gees. En my gebed is vanaand, dat U manne en vroue sal aanraak, en hulle sal vul met U heerlikheid en met U krag, en dat hulle sal spreek in daardie wonderlike taal, om U naam groot te maak en te verheerlik, Jesus. Seën hulle, en ons dank U daarvoor. Amen. Mag die Here U seën. Volgende week dieselfde plek, dieselfde stasie.